Ek vra dat jy vir 'n oomblik net jou oë sal sluit. En ek wil vra dat jy vanmôre saam met my, net vir 'n oomblik daar waar jy sit, die aangesig van die Here soek. En vra vanmôre en sê, o Skepper Gees, kom vanmôre in die volheid. Kom vanmôre in die krag. Kom vanmôre in u heerlikheid en kom maak vanmôre my hart ontvanklik vir hierdie woord. Ek vra jou vanmôre, neem deel, kom ons bid, kom ons maak ons harte oop, kom ons vra vanmôre dat God se Gees ons ore sal oopmaak, dat ons vanmôre hierdie woord kan vat, dat die Heilige Gees dit op die tafel van ons hart kan skryf, sodat ek en jy anders kan opereik. Here, ons vra vanmôre vir goed voorbereide grond, vir harte wat ontvanklik is. En ek vra vanmôre dat u woord in hierdie plek sal leef, in die naam van Jesus Christus. En ek eer u daarvoor en die kinders van die Here sê, amen en amen. Is jy gereed? Kan ek hierdie bietjie afversit? Kan julle my almal hoor? Want ek gaan nou Woma vang hierso, né? En dan as ek in overdrive ingaan, dan gaan julle by pastoor complain en sê, hoekom skree daai van Aswegen so? En pastoor, as hulle dit vra, dan moet pastoor antwoord, want hy kan. Amen. Is jy vanmôre gereed? Nou wat nou? Is jy vanmôre gereed vir hierdie diens? Nee, ek gaan hom nou kry, moenie worry, ek gaan hom nou kry. Ek weet nie wat is die storie nie. Ek laat my nie so vinnig afskrik nie. Ek is gereed, maar hy wil nie die slideshow begin nie. O, miskien moet ek op die regte plek gaan. Nou is ek gereed. Prys die Here. Ons het laasweek iets gehoor hier van vooraf. Kom ek vra so, wie was laasweek hier in die huis van die Here? OK, wat het ons laasweek gehoor? Het iemand hier voor gestaan en hy het ons so 'n bietjie van homself vertel. Wie van julle kan onthou wie was dit? Simon Petrus. Ek is bly julle het geluister. Vir die van julle wat nie laasweek hier was nie, ek wil jou tog aanmoedig, gaan op Facebook en gaan luister wat het Simon Petrus vir jou en vir my kom sê. Dis baie belangrik dat jy daarna sal gaan luister. So, en ons het gehoor hoe Petrus vir ons kom sê het, dat ons moet die vrymoedigheid neem om te gaan kyk na die boek Handelinge, en Petrus het gesê, gaan kyk gerus na 1 Petrus en 2 Petrus, en wie van julle het dit gedoen? I've got 1, I've got 2, I've got 3, I've got 4. OK, so sê gou vir my, wat staan in die eerste vers van 1 Petrus 1? Just joking. Ons breek net so 'n bietjie die ys. Ek wil vandag vir jou net so 'n bietjie uitlig rondom die manier wat Petrus geopereer het. Hy het laasweek met ons kom praat en hy het 'n paar dinge vir ons gesê waardeur hy was en hoe hy saam met die lam was en wat hulle alles gedoen het. Maar ek wil vanmôre vir jou 6 dinge kom uitlig rondom hierdie Petrus en die manier wat hy geopereer het. En ons gaan saam lees in Handelinge 2 vanaf vers 14 tot en met vers 17. Ons gaan vanmôre lekker kuier uit die woord van die Here. So luister gerus. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon. Dit moet julle weet en luister na my woorde. So ek gaan dit nou so 'n bietjie parafraseer. Met ander woorde, ek herskryf nie die Bybel nie, want God se woord sê, jy mag nie een woord uithaal of insit nie, anders gaan jou naam uit die boek van die lewe uitgehaal word. Maar Jaco het opgestaan en sy stem verhef en hulle toegespreek en gesê: AGS Middelvlei, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog die 3de uur van die dag.
Wie kan hierdie gedeelte identifiseer? Uitstorting van die Heilige Gees op die dag van Pinkster, terwyl die volk rondom of die mensdom rondom hoor hoe God verheerlik word en hoe sy naam groot gemaak word in hulle moedertaal en hulle sê, daardie disippels of daardie apostels is vol van soetwyn en Petrus sê, genoeg is genoeg. Hy sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. As jy by hom, vers 16. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. Vers 17, in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Hy wat Petrus is, quoteer die woorde van Joël 2 vers 28 tot 32. Die woorde wat Joël geprofeteer het, die woorde wat Joël genotuleer het. En ek wil jy moet vanmôre daarvan notisie neem. Hy quoteer die woorde van die profeet Joël. Lukas 4 vers 16 tot 21 leer ons die volgende. Luister mooi. Toe kom hy, dit is Jesus, in Nasaret waar hy opgevoed was. Spits gou jou ore. Jesus, waar hy opgevoed was, soos wat Jesus gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag na die sinagoge. Hy was gewoond om op 'n Sondag in die huis van die Here te wees. Dit was die sinagoge, was die huis van die Here van daardie tyd. En daarom is dit belangrik dat ek en jy 'n goed geoefende gewoonte sal hê om Sondag na Sondag in die huis van die Here te kom, want daar is iets wanneer ons so koöperatief saam in sy teenwoordigheid is. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, vers 17. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar daar geskrywe is, vers 18. Lees baie mooi, saam met my. Die gees van die Here is op my, dit is Jesus wat hier lees, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis wat die lam van God op daardie oomblik lees. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit. En die oog van almal in die sinagoge was op hom gefestig, soos wat julle almal nou vanmôre vir my kyk. Om te hoor wat kom volgende. En nadat hy die boek toegemaak het, kyk hulle hom stip aan en toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Want jy sien, kind van die Here, dis waarom die lam van God gekom het. Hy het gekom om die wat verbrysel van hart is te genees. Hy het gekom om dowes te laat hoor. Hy het gekom om blindes te laat sien. Hy het gekom om die evangelie te verkondig. Hy het gekom om lewens te verander. Hy het gekom om te sê, dit is die aangename jaar van die Here. That's the reason why I came. En jy moet vanmôre hoor, dit is vervul. Dit is wat hy wil doen. Jesaja, 'n boek uit die Ou Testament, korrek? Of is hy in die Nuwe Testament? Joël, die woorde wat Petrus gekwoteer het, is 'n boek uit die Ou Testament. So maak ek vandag die regte gevolgtrekking as ek sê dat die Ou Testament was die Bybel van hulle tyd. Stem jy met my saam vanmôre? Hulle bring dan vir Jesus die boek, die profeet Jesaja, en hy lees dit. Petrus kom en hy quoteer die woorde van Joël, wat vir my sê, dat die Ou Testament was die Bybel van hulle tyd. En as hy wat Petrus is, dit quoteer het, wat sê dit vandag vir jou en vir my rondom Petrus? Kom ek gee 'n voorbeeld. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek al aan die heerlikheid van God.
Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken en dit sal wit word soos wol. Johannes 1 vers 12, van almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus Jesus wat my die krag gee. Wat sê dit vir jou vandag rondom my? Ek ken my Bybel. Ek ken my Bybel. En as Petrus hier voor 'n skare mense staan en hy sê, dit wat julle besig is om te sien, is die uitstorting van die Heilige Gees, wat die profeet Joël van gespreek het, dan verklaar dit vandag aan my en aan jou, dat Petrus het sy woord geken. Hallo Blommie, ken jy jou woord? Ken jy jou woord? Wat het die lam van God verklaar tydens sy versoekingstydperk in die woestyn? Daar staan geskrywe. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Daar staan geskrywe. Ek vra jou vanmôre, kind van die Here, wat verklaar jy wanneer jy in jou versoekingstydperk is? Wat verklaar jy wanneer jy in omstandighede gedompel is? Wat verklaar jy wanneer dit voel of jy insink? Roep jy dalk uit om te sê, hoe gaan ek hier uitkom? Roep jy dalk uit, wat gaan ek nou doen? Of skree jy waarna toe nou? Wat is die volgende stap? Of ken jy vanmôre jou woord en roep jy uit, daar staan geskrywe. Wanneer jy vasgevang is in omstandighede om te sê, daar staan geskrywe, my God sal in elke behoefte voorsien, na die rykdom van sy genade. Wanneer ek siekte ervaar en beleef, om te sê, daar staan geskrywe, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Wanneer ek down voel om te sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur hom Christus Jesus wat my die krag gee. Jesaja 55 vers 10 tot 11, ek wil jy moet mooi luister. Want soos die reën en die sneeu, ek wil graag hierdie wintersneeu gesien het, was nie so bevoorreg nie, maar soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie kan terugkeer nie. Het enige iemand van julle al gesien dat dit van die grond af opreën hemel toe? Het iemand al snowflakes gesien, sneeuvlokkies wat hier van die grond af opkom? Selfs die manna het uit die hemel uit neergedaal, en die kwartels. Maar hoor wat sê hy hierso. Hy sê, soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en die brood en die eter. Met ander woorde, hy kom sê vanmôre, hierdie reën wat neerdal, wat nie kan terugkeer hemel toe nie, is reën wat lewe bring. Wat jou in staat stel om saad te kry, dat jy kan plant, sodat daar weer kan wees, dat jy kan eet en versadig kan wees. Amen, is ons op dieselfde bladsy. Hoor wat sê vers 11 van Jesaja 55, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, sê die Here, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. As hy vanmôre die God is, wat sê hy sal jou genees, dan sal hy jou genees. As hy die God is wat vanmôre sê jy is meer as 'n oorwinnaar, dan is jy meer as 'n oorwinnaar. As hy vanmôre sê jy is tot alles in staat, dan is jy tot in alles in staat. As hy vanmôre sê dat hy is jou verlossing, dan is hy vanmôre jou verlossing. As hy vanmôre sê hy is jou oorwinning, dan is hy jou oorwinning, want wat hy gesê het, sal hy doen. Dit kan nie leeg terugkeer na God toe nie. En my vraag vanmôre is, wanneer gaan ek en jy vat wat hy in sy woord beloof, en wanneer gaan ons dit ons eie maak? By eerste punt, so hoe het Paulus, ons is nie nou by jou nie, ons kom nog. So hoe het Petrus geopereer? Eerstens, hy het sy woord geken. Hy het sy woord geken. Hy het sy woord geken, en net so terloops, om jou woord te ken beteken jy moet hom lees en jy moet hom bestudeer. Ek kan nie die Bybel namens jou lees nie, ek kan hom nie namens jou bestudeer nie. Dit is jou eie verantwoordelikheid, dit is sommer net 'n bonus. Handelinge 2 vers 38. En Petrus sê vir hulle,
bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Handelinge 2:39. Want hierdie belofte, naamlik die gawe van die Heilige Gees, sê Petrus vir hierdie Joodse manne, kom julle toe en julle nageslag wat na julle kom hulle toe. En hoor mooi. En almal wat daar is. Die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Jesus sê niemand kom na my toe as my Vader hom nie eers getrek het nie. Hierdie belofte van die Heilige Gees moet jy vanmôre hoor, kom jou toe. Hierdie belofte van die Heilige Gees moet jy ontvang, as jy dinamies en effektief wil wees, kind van die Here. Maar wat leer ek en jy vanmôre van Petrus hier? Hy het 'n boodskap gehad. Hallo, bekeer julle, laat julle doop, sodat julle die gawe van die Heilige Gees kan ontvang. Is jy met my? 'n boodskap van bekering, 'n boodskap van doop, 'n boodskap van die Heilige Gees. Want dalk het hy geweet en dalk het hy besef, it's the same spirit that rose Jesus from the dead that is supposed to dwell in me and you. Want as dit die Gees van God is wat Jesus die lam van God lewendig gemaak het ek en jy die Heilige Gees nodig om ons lewendig te maak sodat ons super dynamic en effektief vir hom kan wees. Halleluja, amen. En my vraag vandag aan jou en aan my is: wat is ons boodskap? Ons het mos nou gehoor wat is sy boodskap. So wat is ons boodskap vanmôre? Ek wil gou met jou hierdie deel. Boodskap spreek van 3 dinge. Eerstens, 'n berig. Tweedens, tyding. Derdens, mededeling. Het jy hom? Berig, tyding, mededeling. Berig, tyding, mededeling. Met ander woorde, om bekend te maak, om te laat weet, om te vertel, om inligting te verskaf. Dit is waarvan 'n boodskap vanmôre spreek. En ek is vanmôre vir jou, ek is vanmôre hier om jou te vertel, ek is vanmôre hier om jou te laat weet. Ek is vanmôre net weer eens hier om aan jou bekend te maak dat hy is gister, hy is vandag en hy's tot in alle ewigheid dieselfde. Die God van die Ou Testament is die God van die Nuwe Testament. Jesus wat wonders gedoen het in die Nuwe Testamentiese tyd is nog steeds Jesus wat wonders wil doen nou waar ons leef. Hy is nog steeds die een wat red en genees en doop met sy Heilige Gees. Hoor my lied vandag, hoor my roep. Dit is die inligting wat ek en jy aan die wêreld moet verskaf. Die kennis en informasie wat ons aan hulle moet bring, sodat die wêreld op hoogte kan wees van wat God kan doen. Die wêreld moet hierdie boodskap hoor. Die Gees van die Here is op my. Hy het my gesalf om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die van verbrysel van hartes te genees, om die gevangenes aan gevangenes vrylating te verkondig, aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur en aan te kondig, dis die aangename jaar van die Here. Dit is die boodskap wat ek en jy moet bring vir 'n stikkende wêreld. Maar die catch is vanmôre, ek en jy moet dit begin leef. So wat is die boodskap wat ons uitleef? Wat is die boodskap wat ons uitleef? Hoeveel keer kom jy op 'n daaglikse basis met mede-kollegas of jou medemense in aanraking of 'n vriend of 'n vriendin en dan die volgende oomblik verklaar hy of sy om te sê, ek weet nie hoe ek deur hierdie maand gaan kom nie. Dinge het so duur geraak. Het jy al daai woorde gehoor? So wat se boodskap verkondig jy dan? Ek hoor wat jy sê, maar my God wat ek aanbid sê, hy sal in elke behoefte van jou voorsien na die rykdom van sy genade. Here, maak die hemele oop, mag dit oor hom neerreën. Ek voel so siek vandag. My God wat ek aanbid is die een wat genees.
Hy het jou krankhede op hom geneem. Wat 'n boodskap verkondig ek en jy kind van die Here? Wanneer laas het jy vir iemand vertel, hier is die aangename jaar van die Here, die God wat ek dien kan alles verander. So het Petrus geoperate. Hy het 'n boodskap gehad. Handelinge 3 vers 1 tot 8. En Petrus en Johannes, I love this one, het saam na die tempel opgegaan om op die uur van die gebed, die 9de uur, en daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Let wel, van sy geboorte af krepeel was. Ons almal ken hom. Ons sing ons 'n sonnaarskoolliedjie. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almos te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almos gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en vir hom gesê, "Hey papi, kyk vir ons." En hy het sy oop hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang, maar Petrus sê vir hom, "Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop." Wat 'n boodskap is dit nie net vir 'n krepelman nie? Wat 'n boodskap sou jy gee? Is dit die boodskap wat jy sou gee? Wanneer gaan ons hier die boodskap begin gee? In die naam van Jesus Christus die Nasareëner, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondhardloop en spring en God prys. Okay, hierdie is nie in die boodskap nie, hierdie is 'n pluspunt nie. Luister gou mooi. Hy het opgespring en gestaan, hy was mos nou buite, en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan. Terwyl hy wat doen? Hy's 'n ja, rondloop en spring, nee, sorry. Ja, rondloop en spring. En as ons hier in die huis van die Here is, ek weet nie of ons soms bang is die banke val om nie, maar ons hou hulle so vas dat selfs God se Gees jou nie eens kan beweeg nie. Wanneer gaan ons begin spring en begin om God te prys en begin om 'n nuwe boodskap te verkondig, sodat 'n stikkende wêreld kan hoor en 'n stikkende wêreld kan weet en die gemeenskap hier buite kan hoor, dit is die aangename jaar van die Here. Wat merk jy van Petrus hier? Op grond van dit wat ons sopas gelees het. Wat merk jy van Petrus? Wat het hy gedoen? Hy het wonderwerke gedoen. So wat het ons gehoor? Ons het gehoor dat hy sy woord geken, ons het so ver gehoor, hy het 'n boodskap gehad, en nou merk ons dat hy wat Petrus is, hy het wonderwerke gedoen. Hoor wat sê Handelinge 5 vers 12 en 15. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. Handelinge 5:15, sodat hulle die siekes op die strate uitgedraai het en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, en sy skaduwee kan op hulle val, dat hulle genesing sal ervaar en beleef. Tyd dat ons Bybel ken. Kom ek lees dit weer vir jou, vers 12. En deur die hande van die AGS Middelvlei gemeentelede het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Is dit nie tyd dat dit die boodskap sal word wat ek en jy uitdra en uitleef nie? Nie oor die eer van 'n mens nie, of om te sê dit is hoe dit is nie, maar sodat die wêreld kan sien wat God kan doen. Klink dit, wat ek sopas vir jou gelees het, klink dit vir jou soos die wy wat Jesus geoperate het? Okay. So Petrus het geoperate soos wat Jesus geoperate het. Handelinge 4 vers 8.
Daarop sê Petrus, lees vir my na die komma. Stop. Lees vir my van komma tot komma. Daarop sê Petrus. Daarop sê Petrus. Daarop sê Petrus. Wat sien jy vanmôre van Petrus? Hy was vol van die Heilige Gees. Met ander woorde, hy was vervul met die Heilige Gees wat vanmôre met my en met jou praat van om heeltemal vol te wees, ten volle bekleed te wees met die Heilige Gees. Wat my dadelik vanmôre by die volgende vraag bring, naamlik, hoe vol is jy van God se Gees? Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Maar julle moet verstaan, dit is voordelig dat ek gaan. Want as ek nou van hier af weggaan om vir julle plek te gaan berei, dan gaan ek vir julle 'n parakletos stuur. 'n Ander trooster, met ander woorde iemand wat soos ek dink, iemand wat soos ek operate, iemand wat soos ek optree. En hy sê hierdie Heilige Gees sal julle leer, lei en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het, en hierdie Heilige Gees sal julle die toekomstige gebeure bekend maak. Ek vra jou vanmôre, hoe vol is jy van hierdie Heilige Gees? Wanneer laas het jy in tale gebid? Thanks for the honesty. Wanneer laas het jy geprofeteer? Wanneer laas het jy tale uitgelê? Wanneer laas het jy as kind van God geoperate in die gawes van die Heilige Gees? Gaan lees dit gerus in 1 Korintiërs 12. Jy kan dit daar gaan lees. Maar kind van God, wanneer laas was jy daar? Want hoor my lied vandag, dit is nog steeds relevant vir die tyd waarin ons leef. Nou nog meer as ooit tevore. Jy kan nie 'n gesonde Christelike lewe lei sonder die inspraak en die leiding van die Heilige Gees nie. Dis hoekom die kerk, daar sou 'n lelike taal gewees het. Dis hoekom die kerk dood is. Ek dink nie gevrek is ek te gepas nie. Maar dis hoekom die kerk van vandag dood is. So hoe het Petrus geoperate? Vierdens, hy was vervul met die Heilige Gees. Handelinge 4 vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees aan God, moet julle self besluit. Handelinge 5:29. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. So wat merk jy vanmôre wanneer jy hier na Petrus kyk? Hy was gehoorsaam aan God. Hy het in gehoorsaamheid aan God geleef. En ek vra jou vanmôre, kind van die Here, hoe gehoorsaam staan jy vanmôre ten opsigte van hom? Is jy gehoorsaam aan sy stem? Is jy gehoorsaam aan sy leiding? Is jy vanmôre gehoorsaam aan sy woord? Doen jy vanmôre dit wat hierdie woord vra? Doen jy vanmôre dit wat hierdie woord eis? Jy sien, want Jesus Christus, die Lam van God, kom leer die volgende. Hy sê, julle moet gaan leer. Ek soek nie julle offerhande nie. Ek soek nie julle gawe nie. Maar julle moet gaan leer, kinders van die Here, wat dit beteken om barmhartig te wees. Want die Lam van God, onthou 'n dag en 'n uur, wat hy daar in die sinagoge gelees het, ek het gekom om die te red en te genees wat verbryseld van hart is. Want jy sien, barmhartigheid, kom praat vanmôre rondom my en jou, van mense om compassion, om compassion te hê vir die lot en die medelee van 'n ander. Met ander woorde, dit is wat barmhartigheid van spreek, dat wanneer ek daar in die dorp loop, en hier is 'n krepele, die barmhartigheid van die Lam van God wat in my is, wat my dryf om te sê, in die naam van Jesus, staan op en loop. Hoe gehoorsaam is ek en jy vanmôre aan barmhartigheid? Hoe gehoorsaam is ek en jy vanmôre aan hierdie woord wat sê, daaraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, dat daar liefde is. Hoe gehoorsaam is ons vanmôre rondom dra mekaar se laste? Hoe gehoorsaam vanmôre rondom wees eensgesind?
Soos ek en my Vader een is, so moet julle een wees. Hoe gehoorsaam is ons vanmôre aan? Gaan en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? Wanneer laas net vir iemand gesê, weet jy wat, Jesus het jou lief? So hoe het Petrus geopereer? Hy het in gehoorsaamheid aan God geleef. Dink net waar ons gaan uitkom as ons dit kan begin doen. Kan ek nog so 'n bietjie aangaan? Ek is amper daar. Maar kan jy dink as almal van ons gehoorsaam is? Imagine what God can do. Gedryf deur die Gees van die Here. Handelinge 9. En hier kom die challenge, papa. Handelinge 9 vers 36 tot 41. En in Joppe was daar 'n sekere disipelin met die naam van Tabitha. Dat as dit vertaal word, beteken Dorcas. En die woord sê, sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. Sy het hom gegooi. En in die dae het sy siek geword en gesterwe, en hulle het haar gewas en in die boventrek neergelê. En omdat hulle daar naby Joppe was, en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle 2 manne na hom gestuur, wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moet kom. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, bring hulle hom in die boventrek. En toe ek nou my voorbereiding doen, toe kon ek my nou nie self help om hier in te dink nie, en ek sien hoe hierdie tannies huil. Kyk wat het Dorcas gemaak. Dit was so pragtig. Nou is Dorcas dood. Petrus, wat gaan ons doen? Niemand kan dit so mooi maak soos sy nie. En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op, en sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarom roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle. Wat het Petrus hier gedoen? Nee, spesifiseer vir my mooier, wat het hy gedoen? Kan jy dit weer sê? Hy het 'n dooie disipelin lewendig gemaak. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. Maar hoor mooi, toe hulle hoor dat Petrus daar is, wanneer gaan ek en jy die boodskap uitdra, dat Randfontein hoor, dat hierdie is die plek waar God wil werk? Of het Johannes wat vir hulle bid, of het pastoor is wat vir hulle bid, of het Koos is wat bid, of het Karen is wat bid, dit maak nie saak nie, maar wanneer gaan ons die boodskap uitdra, dat hulle kan hoor, God is besig om hier te werk? So Petrus het 'n dooie disipelin opgewek. So hoe het Petrus geopereer? Hy het dooies opgewek. Weet jy wat is vir my so interessant? Jairus kom na die lam van God toe en hy sê, Here, my dogter het gesterf. En Jesus kom met 3 van sy disippels daaraan, waarvan Petrus een is. En hy stuur hulle almal uit die kamer uit en hy en hierdie 3 disippels gaan in waarvan Petrus een is. En Jesus het gekniel en gebid en nadat Jesus gekniel en gebid het, toe sê hy, Talitha kum. Petrus opereer net presies soos wat hy van Jesus gesien het. Toe Tabitha hier lê, toe check hy haar so en hy sê, yes, ek ken hierdie situasie. Hierdie is nie vir my onbekend nie. Dit het ek by my meester geleer. Hy het dit vir my gewys, hy het dit vir my gedemonstreer, en hy bid en hy soek die aangesig van God, en hy sê, Here, tot verheerliking van u naam, tot uitbreiding van die koninkryk, sodat hulle net kan sien, u is nog steeds die een wat leef, staan op! Kan ek dit weer vir jou sê, hy het dooies opgewek. En vandag mag jy my dalk vra, Jaco, jou punt is, hoekom is dit noodsaaklik dat ons moet notisie neem van hoe Petrus geopereer het? Ek is bly jy het gevra. Ek wil net 'n klip in die bos gooi.
Petrus was nie Jesus nie. Jesus het opgevaar. So Petrus was nie Jesus nie. Petrus was 'n doodgewone mens soos ek en jy. Doodgewone mens. 'n Visser van beroep. Jy moet vandag notisie neem, want die inligting vir jou vanmôre op die tafel is kind van die Here. Ek en jy het die vermoë vanmôre om dieselfde te operate. Ek en jy besit die vermoë om dieselfde te operate. Ek en jy besit die vermoë om dieselfde te operate. Glo jy dit vanmôre? So Koos, waar is die dooie, waar kan ons gaan bid om mense te kyk of ons mense lewendig kan bid? Jy het nou net erken, jy besit dieselfde vermoë. Ek kan myself nie indink, hoe kan ons tevrede wees om net gered te wees nie? Hoe kan jy tevrede wees om net Jesus aan te geneem het? Het jy nie vanmôre 'n behoefte en 'n verlange om vir hom meer te doen nie? Het jy nie vanmôre 'n behoefte en 'n belange om 'n boodskap uit te dra van wie en wat hy is nie? Waar sou jy gewees het as niemand jou van Jesus vertel het nie? Nou wil ons dit vir onsself hou. Ek sê weer, ek en jy besit die vermoë om dieselfde te operate. Hoe het Petrus geoperate? Hy het sy woord geken. Kan jy jou woord ken? Ja, deur dit te begin bestudeer. Hoe het Petrus geoperate? Hy het 'n boodskap gehad. Het ek en jy 'n boodskap? Definitief. Hy leef, hy leef, hy leef. Halleluja, hy leef. Hy het opgestaan. Ons het 'n boodskap. Jy het 'n getuienis. Jy het 'n boodskap wat jy kan uitdra. Kan ek en jy wonderwerke doen? Ek glo so. Kan ek en jy vervul wees met die Heilige Gees? Yes, jy kan, as jy vanmôre net jouself oopstel en sê, kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom woon in my. Krag van die Heilige Gees. Kan ek en jy vanmôre in gehoorsaamheid aan God leef? Ja, ons kan. Begin net luister, begin net doen. Kan ek en jy dooies opwek? Ja, jy kan. Ek herinner jou aan die woorde van Jesus. Daar is ons nou uit die prentjie uit. Ek herinner jou aan die woorde van Jesus. Die Gees van die Here is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, wat ek en jy moet doen. Hy het my gestuur om die wat van bryseld is, van hart te genees. Ons moet die wêreld dit vertel. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig, ons moet dit aan hulle demonstreer. Aan blindes herstel van gesig, die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, sodat die wêreld rondom ons kan weet, dat dit die aangename jaar van die Here is. En Petrus het dit geleef. Petrus was die hande en die voete vir die wêreld, die hande en die voete van Jesus vir die wêreld rondom hom. Hoor jy wat ek sê? Hy was die hande en die voete vir die wêreld rondom hom. Ek vra jou vanmôre, is ek en jy die hande en die voete vir die wêreld rondom ons? Jy het die vermoë. Wanneer gaan ek en jy die hande en die voete wees, soos wat Petrus was? Jesus aan die woord. Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle wat vandag hier sit, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Dis wat Jesus vandag vir jou en vir my sê. Kan ons begin gehoorsaam raak aan hierdie woord? Kan ons hierdie boodskap begin uitleef? Wanneer gaan ek en jy die hande en die voete van Jesus wees, soos wat Petrus was? 'n doodgewone mens, soos ek en jy, maar vervul met die Heilige Gees. Vervul met die Heilige Gees. Vervul met die Heilige Gees. Dis dalk waar ons probleem lê vanmôre.
gebrek aan ons verhouding met die Heilige Gees. Ek wil iets demonstreer vanmôre. En daarmee maak ek klaar. As jy vanmôre sien, wat het ek in my hand? So hierdie R100 noot het vanmôre vermoë. Hy het 'n vermoë. Hierdie R100 kan vanmôre 'n behoefte aanspreek. Hierdie R100 kan vanmôre 'n deel van 'n rekening betaal, stem jy saam? Maar as hierdie R100 vanmôre fake is, wat beteken hy? Hy kan niks doen nie. En dit het tyd geraak dat die kerk van die valsheid wegbeweeg in die sin van dat ons die hande en die voete van Jesus kan wees, sodat ek en jy die verskil kan maak wat ons moet maak, dat ons die instrument kan wees waardeur God die behoefte en die nood van 'n stikkende wêreld kan aanspreek. Soos ek nou vanmôre vra, wie soek R100? Kom, hy sê hy soek R100, kom. Hy sê hy soek R100. Met ander woorde, wat het ek gedoen? In gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, deur die hande en die voete van Jesus te wees, was ek vanmôre in die vermoë om sy nood en sy behoefte aan te spreek. Nou wat gaan jy nou maak as ek vanmôre vir jou sê, hier's R500? Wie wil R500 hê? Hardloop, kom vorentoe, wil jy R500 hê? Kom my skarrebel. Waar sê dit, sê kom. Kom, wil jy nie? Wie wil R500 hê? Kom hier so broer, kom. So wat maak R500? Hierdie R500 is obviously nou 5 keer meer werd as die R100. So wat doen die R500 vir my broer? Dit spreek 'n groter nood en behoefte aan. Korrek? So kan jy vanmôre dink as 5 gemeentelede die hande en die voete van Jesus kan begin wees. Wat se werk kan dit in iemand se lewe bewerkstellig? Hy wil R500 gehad het, maar wat moes hy gedoen het? Dankie, kan gaan sê, dis joune. Wat moes hy gedoen het? Hy moes vanmôre bereid wees. Hy moes uit die banke uitkom en hy moes gesê het, Here, hier is ek. Ek wil die instrument wees. Ek wil die hande wees. Ek wil die voete wees, sodat die wêreld om my kan sien wat my Jesus kan doen. Kan ons hierdie boodskap begin uitleef? Dat hierdie is die plek waar God wil werk. Dat hulle bring op die draagbare. Dat hulle bring met die krikke. Dat hulle bring wat vasgevang is in kettinge. Want ons boodskap is, Vader het hom gesalf om die aangename jaar van die Here aan te kondig, wat ek en jy wil uitleef en wat ek en jy wil demonstreer. Kom ons sluit die oë. Vader, ons eer U vanmôre want U is die God wat leef. Here, en vanmôre besef ons het die vermoë om te operate soos wat Petrus geoperate het. En Here, vanmôre roep ons uit, bring ons op so 'n plek, o Skepper Gees, waar ons operate soos Jesus geoperate het, 'n doodgewone mens soos ons vanmôre. Ek wil vanmôre terwyl ons onder gebed is, as jy vanmôre sê, weet jy wat Jaco, ek wil op so 'n plek kom wat ek begin operate soos wat Petrus geoperate het. Net daar waar jy is in jou bank, staan op. Jy gaan nie uitkom vanmôre nie, ek gaan vir jou hier van vooraf bid. As jy vanmôre sê, ek wil begin operate soos wat Petrus geoperate het, sodat die wêreld rondom my kan sien wie my God is, dan vra ek jou om vanmôre te staan. Vader, ek bid vanmôre en ek vra elkeen wat vanmôre die vrymoedigheid aan die dag lê om te sê, Here, hier is ek. Ek wil operate soos wat Petrus geoperate het. U sien hulle vanmôre raak, Here, en ek vra vanmôre, Papa Vader, na die rykdom van U genade, dat U Jesus vanmôre die volheid van die Gees oor ons losmaak, sodat ons in die autoriteit kan staan om te kan werk, sodat die wêreld kan sien wie Jesus is, wat God nog kan doen
in die magtige naam van Jesus Christus. Here, ons is opgewonde vermoere vir die goeie werk wat U gaan begin vandag, of wat U al reeds begin, en hoe U dit gaan voleindig in die magtige naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê, amen en amen.